Goeiedag dames en here en welkom by Nog Wiskunde in Afrikaans. Hierdie is die eerste les in my graad 12 reeks, so baie welkom. Ons gaan vandag begin kyk na rye en reekse. So kry vir jou 'n pen of 'n potlood, stukkie papier, kry vir jou koeldrankie, kry vir jou koppie koffie, whatever jy voorlus het, raak gemaklik en dan spring jy saam met my in en dan gaan kyk ons waaroor gaan rye en reekse vandag. Goed, so kom ons spring weg en ons gaan kyk na 'n spesifieke getalpatroon. Getalpatroon. OK. So wat bedoel ek as ek sê 'n getalpatroon? Wel, gestel ek gee vir jou die volgende, ietsie wat so lyk. 2, 4, 6, 8, 10 en so gaan hy aan en so gaan hy aan en so gaan hy aan. Goed, so wat ons nou kan sien hierso is ons het 'n ry getalle, nê? So met ander woorde, ek het 'n klomp getalletjies wat so die een agter die ander ene staan in 'n ry. OK? So met ander woorde, ons het 'n ry. So die definisie van 'n ry is dan nou 'n klompie getalletjies of 'n versameling getalle wat in een of ander soort verwantskap een na die ander ene vertoon word. Goed. So die ry getalle wat ek nou hier het, 2, 4, 6, 8, 10. OK, en as ek nou vir jou sou gevra het, wat sal die volgende getal wees wat nou hier moes ingekom het? Wat sal die ene wees wat daar moes gestaan het? Wat sou jy vir my gesê het? Wel, hierdie is nie 'n baie moeilike ry nie. En dis 'n patroon wat almal van ons al te doen mee gehad het en wat baie bekend vir ons almal is. Hy sit actually al reeds hier in jou breins. Dis amper al soos 'n rympie, soos die ABC, nee, 2, 4, 6, 8, 10. Wat gebeur hier? So wat moet die volgende getal wees? Dit moet 12 wees. OK? So wat ons nou eintlik in ons verstand, in ons breins gedoen het, sonder om nou te veel daaraan te dink, is ons het besef, maar jy kry elke volgende getal deur die vorige een te vat en 2 by te tel, plus 2. OK, so 2 plus 2 gee vir my 4, en as ek weer 2 bytel, plus 2, dan kry ek 6, en as ek weer 2 bytel, dan kry ek 8, en as ek weer 2 bytel, dan kry ek 10. OK, so in jou kop, in jou breins, het jy dit outomaties gedoen, en dalk het jy nie eens gedink daaraan nie, want ek neem 2, 4, 6, 8, 10, 12 is al so bekend vir almal van ons. Ons doen dit al so vinnig, dat jy hoef amper nie eens meer te dink daaraan nie. Kom ons kyk gou-gou na 'n ander ry. Gestel ek gee vir die volgende, 3, 6, 9, 12, en wat is dan nou volgende? OK, weer eens, hierdie een is baie maklik. In jou breins, in jou kop kan jy al reeds sien, jou oë tel al reeds die patroon op, nê? Die getal patroon tel hy reeds op. Goed, en ons kan dan vir onsself sê, of vir almal sê, die volgende syfertjie hier moet 15 wees. OK, nou hoe het ons by dit uitgekom? Goed, jy het dan nou raak gesien, die patroon wat jy geherken het, in jou mind's eye as jy wil, is jy vat elke ene en jy plus 3. OK, so 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12, en 12 plus 3 is 15. OK, so hierdie noem ons dan nou 'n ry, en in hierdie spesifieke geval, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom, hierdie spesifieke ry noem ons 'n rekenkundige ry. 'n rekenkundige ry. OK. Kom ek sê dit sommer nou al, 'n rekenkundige ry se kenmerk is jy tel elke keer 'n konstante hoeveelheid by die vorige syfer, nê? Jy tel aan mekaar 'n konstante hoeveelheid by die vorige syfer. So in hierdie eerste geval het ons aan mekaar 2 bygetel, en 2, en 2, en 2, en in hierdie tweede voorbeeld het ons aan mekaar 3 bygetel, 3, en 3. En ek weet nie, kom ons gaan kyk gou sommer vinnig na nog 'n enetjie. Ek gee vir jou dit, 0, 5, 10, 15, en wat kom volgende? Alright, baie eenvoudig, 20. So wat is die kenmerk hier met hierdie spesifieke ry? Die kenmerk hierso is, ons tel aan mekaar 5 by. So as dit 0 plus 'n 5 gee vir my 5, 5 plus 'n 5 gee vir my 10, 10 plus 'n 5 gee vir my 15, en 15 plus nog 'n 5 gee vir my 20. Goed, so dit was ook 'n maklike ene gewees om raak te sien, OK? En weer eens, hierdie verwys ons dan nou na as 'n rekenkundige ry, en die rede daarvoor is, ons tel aan mekaar 'n konstante hoeveelheid by die vorige getal
om die nuwe getal te kry, nee. So ons vat 0 en ons plus 'n 5 by, dit gee vir my 'n nuwe getal van 5, dan vat ek die 5 en ek plus 5 by, dit gee vir my 'n nuwe getal van 10, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So dit is die kenmerk van 'n rekenkundige ry, okay, en dit is belangrik, jy moet dit onthou. So jy moet nou leer, papegaai leer, jy moet leer, 'n rekenkundige ry, tel konstante by. Dis die key. So, as ek vir jou 'n ry getalle gee, en elke getal word met 'n konstante waarde meer en meer en meer, met ander woorde, jy tel elke keer 'n konstante waarde by en by en by, dan weet jy, ons praat van 'n rekenkundige ry. Goed, nou moet ons gou eers 'n bietjie na terminologie kyk. Terminologie, ons moet nou 'n bietjie letters gaan insit, nee, ons moet nou seker maak dat ons almal dieselfde taal praat. Ok, so wat ek nou vir jou gaan doen is, ek gaan nou hierdie, kom ons vat sommer hierdie eerste ry wat ons gehad het. Kom ons vat daai eerste ry. En ons gaan skryf dit vir ons in 'n tabelvorm. So kom ons gaan skryf nou 0, ok, 2, ok, 4, 6, 8, 10 en 12. Ok, so daar is my tabelletjie. Dis nou my tabel. So daar staan al die syfers van my ry in 'n tabel. Nou, die heel eerste ding in ons terminologie wat ons moet leer, is die letter N. N vir November. N, ok. En die letter N dui vir ons die posisie aan. Die posisie van elke syfer in die ry, die posisie. Ok, so N, hier is ons posisie. Posisie, ok. So dit beteken dan nou, die 0, my eerste syfer, die 0, staan in posisie 1. Dit staan in posisie nommer 1. My 2 staan in posisie nommer 2. My 4 staan in posisie nommer 3. Kan julle sien? Ok, maak dit vir jou sin. My 6 staan in posisie nommer 4, my 8 staan in posisie nommer 5, 10 dan nou in 6 en 12 dan nou in posisie 7. So dis belangrik. Ons moet weet in watter posisie die letters van my ry staan, okay? Want hierdie posisie gebruik ons om die algemene formule van die ry te vind. En ons gaan nou daarby uitkom. Kom ons maak net die tabel volledig. Ok, kom ons maak met mooi volledig. Ok, goed. Nou, as ons 'n posisie het, ok, dan het ons mos nou by elke posisie 'n waarde. 'n waarde. En daai waardes is nou die syfers van my ry, goed, en ons gee vir hom 'n ander simbool, ons noem dit die termwaarde, die termwaarde, en hy word dan nou aangewys deur 'n hoofletter T, maar ons praat nie net van 'n termwaarde, sommer net 'n los termwaarde nie, nee, ons moet 'n termwaarde aan die posisie koppel. So met ander woorde, ons praat van 'n termwaarde by posisie N. 'n termwaarde by posisie N. Ok, so ons het 'n posisie en dan het ons nou 'n termwaarde by posisie N. Goed, dis my termwaarde. Ok, so nou is dit baie eenvoudig. Nou sê ek vir jou, wat is die termwaarde, nie sê nie, ek vra jou eintlik nou, wat is die termwaarde by posisie 3, byvoorbeeld? Nou as ek praat van posisie 3, dan beteken dit mos nou, my N moet gelyk wees aan 3, die derde posisie, my N moet gelyk wees aan 3. Ok, maak dit sin vir jou? Right, hou mooi kop, kyk mooi. So my N is gelyk aan 3, met ander woorde, my N wat posisie aandui, is nou die derde posisie, N is gelyk aan 3. En nou, as N gelyk is aan 3, dan moet die termwaarde by posisie N mos nou die termwaarde by posisie 3 word. Kan julle sien? Sien julle wat gebeur? So nou praat ek van die termwaarde by posisie 3. En die termwaarde by posisie 3, kom ons gaan kyk in my tabel, hier is my posisie 3, en my termwaarde by posisie 3 is dan 4.
Ok, moenie deur mekaar raak asseblief. Dis hoekom ek sê ons gaan nou eers 'n bietjie kyk na terminologie, sodat ons mooi kan verstaan wanneer ons met mekaar praat oor rye en reekse. Ok, right, sodat ons kan verstaan waar is ons en wat is die termwaarde. Goed, so weer eens ek sê vir jou, N is die posisie en die posisie is altyd posisie 1, 2, 3, 4, 5, 6 en so gaan dit aan en so gaan dit aan. Ok, goed. En my termwaarde dan nou, my termwaarde sê ons die termwaarde by 'n sekere posisie. By 'n sekere posisie. Ok, asseblief, hou mooi kop. As die posisie die derde posisie is, met ander woorde, as my N 3 is, dan beteken dit nie die termwaarde is ook 3 nie. Dit beteken nie Tn of die termwaarde by posisie N is ook 3 nie. Nee, dan gaan soek ons die actual ry se waarde in die derde posisie. Die actual ry se waarde in die derde posisie. So dit beteken, in hierdie geval by posisie 3, is die actual termwaarde is dan 4. Ok. So, indien ons hierdie tabel veralgemeen, dan gaan hy so lyk. Ons het my posisie, my N, en ons het my termwaarde by posisie N. So hy gaan nou so lyk. Posisie nommer 1 het termwaarde 1. Termwaarde 1. Posisie nommer 2 het termwaarde 2. Posisie nommer 3 het die termwaarde by posisie 3. En so gaan dit aan en 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 aan totdat ek dan nou by 'n posisie N kom. Ok, so as ek sê ek kom by 'n posisie N uit, dit beteken as die N nou 100 was, dan was dit posisie 100 gewees. Die einde van die ry. As dit posisie 2.365.718 was, ok, en dis die einde van die ry, dan was N daai syfer gewees. Ok, en as ons dan nou die ende posisie het, ons praat van die ende posisie, nee, die ende posisie, ok, goed, dan moet ons mos die T-ende of die termwaarde by posisie N hê. Ok, die termwaarde by posisie N. So hiervanaf raak dit nou maklik. Sê nou maar, ons wil praat van die tweede laaste posisie. So met ander woorde, my heel laaste posisie was nou N gewees. Dis nou in my ry, nee. My heel laaste posisie is N, maar ek soek die tweede laaste posisie. Die tweede laaste, en ek wil graag weet wat hy is. Dan is daai posisie mos nou N minus 1. Want ek weet nie wat N is nie. Ok, so ek gee vir jou 'n ry en ek sê vir jou, daar's 'n klomp waardes in die ry. Ons weet nie hoeveel nie, maar hy gaan tot by posisie N toe. Ok? Ek weet nie hoeveel dit is nie, dit kan 2 wees, kan 7 wees, kan 18 wees, dit kan 5 miljoen wees, ok? Daar kan soveel posisies daarin wees soos wat daar wil, ek weet dit nie. So met ander woorde, ek gee vir dit 'n onbekende, ek gee hom vir hom die veranderlike N. Nou wil ek weet, wat is die posisie net voor die ende posisie, net voor hom, ok? Dan moet dit mos nou N minus 1 wees. So sê nou maar, gestel nou ons het 'n ry gehad wat net 3 posisies ingehad het. Daar was net 1, 2, 3 gewees en kom ek skryf dit net 'n bietjie beter. En my termwaarde by N was nou termwaarde 1, termwaarde 2 en termwaarde 3. Gestel nou dis wat ons gehad het. Net 'n ry net met 3 posisietjies in. Ok. Nou sê ek vir jou, die laaste posisie is mos nou posisie 3. Die posisie voor hom, die voorlaaste posisie, moet mos nou wees die posisie N min 1. So as die laaste posisie 3 was, dan moet die voorlaaste een mos 3 min 1 gewees het, en wat die een is dit? Dis 2, dis mos op posisie 2, nee, kan jy sien? Ok? So met ander woorde, as ek op die ende posisie geleë is, as ek daar sit, en ek wil 1 teruggaan, ek wil 1 posisie terug beweeg, dan sit ek by die N minus 1de, nee, dan sit ek by posisie N minus 1. Ok, en as ek dan nou 'n termwaarde by posisie N het, wat is die termwaarde net voor dit? Goed, ok, right, yes, jy is reg, jy raai reg, dit is die term by posisie N minus 1. Die termwaarde by posisie N minus 1. Ok, so, hierdie is my terminologie. Hierdie is belangrik wat jy moet onthou.
N wys vir ons die posisie aan, en T, die termwaarde by posisie N, nee, die termwaarde by posisie N. Okay? Dit sê vir ons wat die actual reisewaarde is, nee. In die geval is die 0, of die 2, of die 4, of die 6, of die 8, of die 10, of die 12. Een van daai twee, dit hang net af in watter posisie en met watter termwaarde werk ons. Goed, is julle nog met my so ver? Okay, right, as jy sukkel, stuur vir my, of skryf vir my 'n boodskap in die comments hieronder, dan sê jy vir my, meneer, wag 'n bietjie, ek sukkel, ek verstaan nie lekker mooi nie, dan sal ek jou weer verduidelik, en ek sal aanhou, ek sal my beste probeer, totdat ek dit vir jou kan kry, dat jy dit verstaan. Goed, so kom ons beweeg nou gou 'n bietjie aan. Ons het gesê, ons het 'n posisiewaarde, en ons het 'n termwaarde by daai posisie. En kom ons teken gou vir ons twee getalpatrone hierin. So, posisie nommer 1, 2, 3, 4, 5. Dis my posisies, nee. En termwaarde 1, termwaarde 2, termwaarde 3, termwaarde 4 en termwaarde 5. Ok, en ek het vir julle verduidelik, so gaan hy aan en aan en aan en aan en aan, tot hy by die einde posisie uitkom. Ok, so met ander woorde, ons gaan aan en aan en aan en aan, tot ons eventually uitkom by die einde posisie, en ons gaan aan en aan en aan, en eventually kom ons by die termwaarde by posisie N uit ook. Ok, so kom ons gaan meet dit nou op, teenoor 'n actual ry wat ons nou gekyk het na. Ons gaan sê my posisies is dan nou 1, 2, 3, 4 en 5, goed, en my termwaardes, kom ons vat daai ene wat ons heel eerste gekies het, 0, 2, 4, 6, 8, ok, en dan 10, 12, 14 en sovoort, so gaan hy nou aan. So ek het posisies en ek het termwaardes. So as jy nou mooi oplet, sal jy sien, termwaarde 1 is mos nou 0. Termwaarde 2 is mos nou 2. Termwaarde 3 is mos nou, skus tog, dis nou die 4. Ok, so die twee staan nou teenoor mekaar, in hierdie geval is dit nou in simbole, en in hierdie geval het ons nou 'n actual ry daarin. Ok, so kom ons gaan kyk nou na hierdie. En ons het mos nou nuwe terminologie, waarmee ons werk. Ok, so ek het nou vir jou nou net gesê, 'n rekenkundige ry, se kenmerk is, daar's 'n konstante verskil tussen elke term. Sien julle, nou kan ons begin sê term. Daar's 'n konstante verskil tussen elke term. En in hierdie eerste posisie kan ons baie maklik sien, hierdie verskil is dan 2, met ander woorde, ons tel aan mekaar 2 by, en hierdie verskil is weer 2, en hierdie verskil is weer 2, en hierdie verskil is weer 2. Ok, so met ander woorde, ons tel elke slag 'n konstante waarde van 2 by. So ons vat die term, ons tel 2 by, en dit gee vir my die nuwe term. Ons vat die term, en ons tel 2 by, en dit gee vir my die nuwe term. Nou, die konstante verskil, wanneer ons werk met 'n rekenkundige ry, die konstante verskil gee ons die simbool D. D vir difference, in Engels nou. So ons gaan gee die simbool D, en ons sê D is my konstante verskil. Skus, verskil, daar spel ek hom nou reg. Ok. En indien ons dan nou gaan kyk na my gedeelte waar simbole is, ok, in hierdie gedeelte, dan beteken dit mos nou, ek moet vanaf term 1 tot by term 2, moet ek D bytel. En vanaf 2 na 3 toe moet ek D bytel. En van 3 na 4 toe moet ek D bytel. En 4 na 5 toe moet ek D bytel. Ok, so net soos in hierdie geval hierso, moet ek nou aan mekaar 'n konstante verskil bytel, en daai konstante verskil het ons nou die letter of die simbool D gegee, D vir difference. Ok, so kom ons gaan kyk nou gou wat gebeur hierso. As ek sê, ek het term 1 gevat, en ek tel my verskil by, dan kry ek mos term 2. As ons dit nou in hierdie geval gaan kyk aan die kant, dan was dit nou term 1 was mos nou 0, plus my konstante verskil was 2,
en dit gee vir my 2. So die termwaarde by posisie 2 is 2. Ok, goed. Dan sê ek nou, ons vat term 2 en ons plus weer 2 by, ons plus die konstante verskil by, en dit gee vir my 4. Term 2 was gewees 2, en ek tel nog 2 by, en dit gee ons nou obviously vir my 4. Ok, die 4 hierso, toevallig, daai 4 daarso is ons nou term 3. En term 3 was 4 gewees. Ok, so julle sien die patroon wat ek nou doen, julle sien waarna toe ek nou werk. Nou, kom ons veralgemeen dit nou gou. Onthou, ek het nou net vir julle gesê, dat wanneer ons by die ende posisie sit, en ek wil graag na die 1 net voor hom toe gaan, dan sit ek mos by n-1 posisie. n-1 posisie. En as ek dan nou die termwaarde by posisie n het, dan moet ek mos nou, as ek 1 terug beweeg, die termwaarde by posisie n-1 het. Nee, dis nou die 1 net voor n. Ok, net voor n. So hy is posisie n-1 en hy is termwaarde n-1. Ok, nou kyk nou wat gebeur hierso. As ek term 1 het, en ek tel die konstante verskil by om term 2 te kry, kan julle sien, 1 van 1 af na 2 toe. En wat is die termwaarde net voor 2 is, mos nou 1. Ok, dieselfde hierso. As ek term 2 gehad het, en ek tel die konstante verskil by, dan kry ek term 3. Ok, 3. En dan het ons mos nou, die termwaarde net voor 3 is mos nou die termwaarde 2. So met ander woorde, ons kan nou die volgende gaan sê, en hierdie is nou belangrik, kyk mooi. Om die nuwe termwaarde te kry, by die nuwe posisie, by posisie n, moet ek mos die vorige posisie vat, die posisie n-1, en ek moet daarby die konstante verskil tel, om die volgende posisie te kry. Kan julle sien? Ok, right? Maak het sin, verstaan julle wat ek bedoel? Ek sê gou weer, om die termwaarde by posisie n te kry, enige posisie n te kry, nee, moet ek mos die vorige term, die een wat net voor n staan, vat, die n-1 posisie, en ek moet die konstante verskil daarby tel, om nou die waarde te kry. So byvoorbeeld, kyk gou hierso, om die posisiewaarde, om die termwaarde by posisie 5 te kry, wat mos nou 8 is in die geval, om die termwaarde by posisie 5 te kry, wat die 8 is, moet ek mos die vorige een gevat het, moet ek mos posisie 4 gevat het, en ek moet daarby 'n konstante verskil van 2 bygetel het, nee, so posisie 4 se termwaarde was 6, en toe moet ek 2 bygetel het, om die 8 daar te kry. Goed, kan julle sien, maak het vir julle sin? Kyk gou mooi, kom ek sê gou weer. Ek soek die termwaarde by posisie 5. Om dit te kry, moet ek die termwaarde by posisie 4 vat, en ek moet die konstante verskil daarby tel, om 5 te kan kry. So met ander woorde, as hierdie t as dit die termwaarde by posisie n was, en my n was nou 5 in die geval, dan is 5 minus 1 is mos 4. So die termwaarde by n-1. Sien julle, die termwaarde by 5 minus 1 is die termwaarde by posisie 4, plus die konstante verskil, moet dan vir my die nuwe term, of die volgende termwaarde gee. Goed. Nou, wat ek nou hier vir julle gegee het, hierdie gedeelte, wat ek hier vir julle gegee het, dit is jou official toets vir 'n rekenkundige ry. So indien jy 'n getalpatroon kry in die toets of in die eksamen of in 'n voorbeeld of waarever jy dit nou kry, en die vraag is, watter tipe ry het ons hierso? Dan die eerste ding wat jy gaan doen is, jy gaan pas hierdie definisie toe. En jy gaan kyk, is daar 'n konstante verskil tussen termwaardes? Met ander woorde, jy gaan vat enige een, kan enige van die termwaardes wees. Kom ons vat sommer term 3 minus term 2. En wat kry ek hierso? Ek kry dan 4 minus 2 en dit gee vir my 2. En nou kan ek enige ander termwaarde gaan kies. Kom ons gaan kies 5 en 4. So met ander woorde, term 5 minus term 4 se waarde, dit is mos dan nou 8 minus 6 en dis ook 2. So met ander woorde, die 2 en die 2 is dieselfde
En dus weet ons dan het ons 'n konstante verskil tussen termwaardes en die konstante verskil is dan D. Goed, so ons kan hierdie formule vat, ons kan hom ook andersom gaan skryf. Ons kan hom ook andersom gaan skryf as ons die T oorvat en die D oorbring die kant toe, dan kan ons sê T termwaarde by posisie N minus die vorige termwaarde by posisie N min 1 moet gelyk wees aan D. En dis ons toets vir 'n rekenkundige ry. Goed, maak dit vir jou sin? Ok, easy peasy, regtig nie moeilik om te verstaan nie. 'n rekenkundige ry is die maklikste enetjie om te onthou, want jy gaan kyk onmiddellik, jy kan sommer die sommetjie in jou kop ook doen. Wat is die verskil? Wat is die verskil? Wat is die verskil? As daai verskil konstant is, yes, woep waps, dan weet jy, ons werk met 'n rekenkundige ry. Ok, kom ons beweeg nou verder aan. Ok, so kom ons begin weer. Ons het posisies en ons het termwaarde by daai posisies. Dan het ons 1, 2, 3, 4, kom ons maak dit vir ons 4 posisies. En ons het termwaarde by posisie 1, termwaarde by posisie 2, by 3 en by 4 ensovoorts. Goed, wat ons nou probeer kry is 'n algemene formule om enige term te kan bereken. 'n algemene formule. 'n algemene formule. Om enige term te kan bereken. Nou, hoekom soek ons 'n algemene formule? Wel, gestel ons werk met 'n baie lang ry. En die ry het nou syfers en syfers en syfers en posisies en posisies en posisies en termwaardes en eventually kom ons uit by 'n termposisie van 1, 1, 7, 5, 2, 8, 6, 3, 1, 7, of 3, 1, 6. Ok, dis hoeveel posisies daar in hierdie term is. Dis 'n verskriklike lang ry hierdie. Goed, so in ons mind's eye picture ons nou vir ons. As jy begin by 1 en eindig hierso by, ek dink die syfer is biljoen, dis 1.17 triljoen. Ok, so is baie groot syfer, verskriklik groot. Ok, nou, wat gaan die termwaarde wees by hierdie posisie? Wat sal die term, ek gaan nou nie alles uitskryf nie, wat sal die termwaarde wees hierso? So, gaan jy nou letterlik begin by posisie nommer 1 en gaan jy nou elke slag 'n konstante verskil bytel en 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 bytel tot jy eendag by hierdie posisie uitkom. Ok, kan 'n mens dit doen? Ek dink nie 'n mens lewe eens so lank om dit te kan doen nie. Ok, so as jy nou letterlik met genius level verstand gebore is en jy kan vandat jy een dag oud is begin rye en konstante waardes bymekaar tel. En ek dink die dag as jy 80 is dan jy nog by hierdie syfer uitgekom nie. Ok, so is onmoontlik, nee, dis onprakties. 'n Mens kan nie gaan sit en van die begin af elke nuwe term gaan uitwerk deur nog enetjie by te tel en nog enetjie by te tel en nog enetjie by te tel. Okay, dit kan nie so werk nie. So wat ons probeer doen is, ons probeer vir ons 'n formule kry, wat ons kan gaan kyk, kan ek nie net hierdie posisiewaarde, kan ek nie net hom vat, en hom gaan inslot in my formule in, en dan gee dit vir my die termwaarde wat ek soek nie. Right, dis mos so baie makliker, nee, dan kan jy mos enige termwaarde, wat daar moontlik kan bestaan, enige een, dan kan jy mos enige een gaan uitwerk. Ok, so kom ons gaan kyk gou, hoe lei ons daai formule af? Wat moet ons doen om die algemene formule vir die, kom ons noem die algemene term te gaan kry? Die algemene termwaarde by posisie N, dis wat ons soek. Ok, so kom ons begin deur hierdie eerste termwaarde. Kom ons gee vir hom 'n simbool. Kom ons noem hom A. Ok, ons noem hom simbool A. So A is letterlik die eerste termwaarde in my ry. En jy kan onthou deur te dink A staan vir aanvang. Die aanvang beteken die begin van iets, nee, iets wanneer iets begin dan sê ons die aanvang daarvan. Ok. So A is die aanvang. So gestel nou ons wil weet wat is my termwaarde by posisie 1. My termwaarde by posisie 1 is mos nou my simbool A. Ok. So ek weet nie nou wat dit is hier. Ek het nie nou 'n ry gekies wat 0, 2, 4
618 is nie. Ek werk nou met 'n algemene ry, ek werk nou met simbole, met onbekendes, met veranderlikes. Okay. So die eerste, ek sê gou weer, die eerste waarde in my ry gee ons die simbool A. Ons sê dis die eerste waarde. So met ander woorde, my termwaarde by posisie 1 is dan nou A. Okay. Nou kom ons gaan verder. Ons weet nou, dis 'n reken, okay, so in hierdie geval, ek sê jou nou is 'n rekenkundige ry. Okay. Ek sê jou nou is 'n rekenkundige ry. So nou weet ons, 'n rekenkundige ry tel ons 'n konstante by om die volgende termwaarde te kry. So ons tel 'n konstante D by, D vir difference. So met ander woorde, om die termwaarde by posisie 2 te kry, moet ons die beginwaarde vat en ons moet D daarby tel. Ok, jy is met my sover. So ons het die waarde gehad en nou tel ons 'n konstante verskil by en dit gee vir ons die volgende termwaarde. So, ok goed, wat gaan doen ons nou? Nou moet ons mos nou, om die derde termwaarde te kry, moet ons mos nou die vorige termwaarde vat en nog 'n D bytel. Maar wat was my vorige termwaarde gewees? Dit was A plus D. So met ander woorde, hierdie word nou A plus D plus D. En in actual fact is dit dan nou A plus 2D. So om die derde waarde te kry, moet ek 2 verskille bygetel het. Kan julle sien? Maak dit vir jou sin? Ok? En kom ons gaan kyk nou, wat moet ons nou doen om die vierde termwaarde te kry? Wel, om die vierde een te kry, moet ek mos die derde ene vat, nee, die vorige termwaarde, en ek moet weer die konstante verskil bytel. Ok, en wat was my vorige termwaarde? Die termwaarde by posisie 3 was mos nou A plus 2D. So hier het ek dus nou A plus 2D plus nog 'n konstante verskil. En dit gee dan nou vir my A plus 3D. So wat het ons nou eintlik hierso? Wat gebeur met elke nuwe stappietjie wat ons nou uitvoer hierso? Onthou nou mooi, my eerste termwaarde was A. My tweede termwaarde was A plus D. My derde termwaarde was A plus 2D. My vierde termwaarde was A plus 3D. En as ek nou sou vir jou gesê het hierso, raai gou wat is die vyfde termwaarde? Wat sou jy gesê het? Is hier 'n patroontjie wat hier uit begin ontstaan? Ok, wat as ek dit geskryf het? A plus 0 maal D. Wat is 0 maal D? Is 0, bly 0. So jy het nie nodig om 0D by te sit nie. Dis hoekom daar net A staan. Maar as ek nou wou, as ek regtig waar wou, dan kon ek daar gesê het A plus 0 maal D en hierdie een is mos nou 1 maal D. Goed. So wat is die patroontjie hierso? Wat kan julle sien wat gebeur hierso? Ok, as jy die volgende gesê het, A plus 4D, yes, dan het jy dit gesnap, dan het jy die patroon, nee. So hoe kry jy die patroon? As die posisie 5 is, dan maal ek die verskil met 1 minus daai posisie, nee. Met 1 minus daai posisie, dan kry ek die hoeveel verskille wat ek moet bytel by die beginwaarde. So ons kan dit dus gaan veralgemeen as die volgende. Check dit nou uit. Jy sal nou nie jou oë glo as jy dit nou sien nie. Ok. Die termwaarde by posisie N moet dus wees die beginwaarde wat ek gehad het, plus, en ek moet een of ander hoeveelheid verskille bytel. Een of ander hoeveelheid verskille moet ek nou bytel. En hoeveel verskille moet ek bytel? Wel, as dit posisie 5 was, moes ek 4 bygetel het. Toe dit posisie 4 was, moes ek 3 bygetel het. Toe dit posisie 3 was, moes ek 2 bygetel het. So elke keer as ek, sê nou maar, ek soek termwaarde 4, dan moet ek 3 bytel. So ek moet 1 daar aftrek. So ek moet 1 aftrek van die termwaarde, en dan moet ek soveel verskille bytel. Nee, kan jy sien? Kan jy die patroontjie sien? En dames en here, ladies and gents, hier het ons hom. Hierdie is jou formule vir die algemene term, of die algemene formule vir die algemene term Tn. En kom ons skryf hom vir ons lekker groot hier neer.
vir 'n rekenkundige ry, as ek die algemene term Tn soek, die termwaarde by posisie n soek, dan vat ek die beginwaarde van die ry, nee, hierdie heel eerste waarde, en ek tel daarby n posisies minus 1 keer die verskil. N posisies, n minus 1 keer die verskil. So, indien ek nou hierdie termwaarde sou wou bereken het, dan sal dit gewees het. Die termwaarde by posisie 1175286316 moes dan gewees het, my eerste termwaarde, plus, en nou hierdie hele syfer minus 1, en dit is dan nou 1175286315, maal met die konstante verskil. En daar het ek hom. So nou hoef ek nie van die begin af aan mekaar 'n konstante waarde by te tel nie. Ek kan sommer direk gaan en daai termwaarde gaan bereken. Tjoef tjaf, nee, baie cool, baie nice, nee, 'n baie lekker triek vir 'n rekenkundige ry. Goed. Dames en here, kom ons eindig om daar vir vandag. Ons het nou vandag geleer van rekenkundige rye en ek sê gou weer, 'n rekenkundige ry is 'n getalpatroon wat gekenmerk word deur 'n konstante verskil tussen opeenvolgende terme. Daai is belangrik, opeenvolgende term. Opeenvolgend beteken die een en die volgende ene, die vorige een en die volgende een, die vorige een en die volgende een. Soos 'n getalpatroon gekenmerk word deur 'n konstante verskil tussen opeenvolgende terme. En wat was ons toets gewees vir 'n rekenkundige ry? Wel, as ek my termwaarde by posisie n vat en ek trek die vorige een van hom af, dan moet ek 'n konstante verskil kry. En ek moet aan mekaar 'n konstante verskil kry. En dan het ons ook gaan kyk hoe lei ons die formule af, die algemene term of die algemene formule. En ek het vir julle gewys ook hoe ons dit doen. Dit is baie oulik eintlik gewees, nee. Alles oor patroontjies wat jy moet kan raak sien met jou oë. Goed. In my volgende video gaan ons nou gaan kyk na 'n kwadratiese ry en dan in die video daarna gaan ons gaan kyk na meetkundige ry. So meetkundige ry is die nuwe enetjie wat hierdie jaar bykom. Okay. En ek sal mooi vir julle wys waar elke ene van hulle vandaan kom en hoe dit werk en ons gaan kyk na die terminologie net soos ons nou hierdie video gedoen het. So dan verstaan ons almal baie mooi lekker. Ek hoop hierdie video het vandag vir julle gehelp. Alright, like en subscribe, vertel al julle vriende asseblief as hierdie video's vir julle help. Miskien kan dit vir hulle ook help en julle help definitief vir my ook. Almal van julle moet julle self oppas en mooi bly tot in my volgende video en dan gesels ons lekker verder oor kwadratiese rye. Tot dan toe, tata!